Hallo liewe vriende en familie, ek hoop julle het 'n wonderlike Sabbatdag gehad. En terwyl ons die Sabbat afsluit, hoop ek gee ek vir u 'n boodskap van hoop, vir die week wat voorlê, en hooplik sommer vir die res van die jaar. Kom ons sluit ons oë. Liewe Vader, ons het die voorreg gehad om in die teenwoordigheid deur te bring vandag. Sien ons ook, terwyl ons die week weer aanpak, en laat ons dit elke tree saam met u loop, in Jesus se naam, amen. Waaroor ek met julle vanaand wil praat is, waarom vrees jy? Ek weet, ons is geneig om na die gebeure rondom ons te kyk, en ons kyk na ons persoonlike uitdagings en omstandighede, en dan kan dit ons akute angsaanvalle gee. En sommige van ons loop met absolute kroniese vrees in ons rond oor wat die dag van môre gaan inhou, asook die toekoms. En die sweet slaat sommer sulke groot druppels op ons uit, oor ons hele lyf, as ons net aan baie goeters dink. Vir een of ander rede is ons onder die indruk dat ons alles self moet uitsorteer, en vergeet dat God voortdurend ons aanraai om al ons laste op hom te werp en sy juk te dra, om al ons bekommernisse aan hom oor te laat, want hy sorg vir ons, om nie bevrees te wees nie, want hy is met ons, om stil te wees en te weet dat hy God is, om te weet dat hy ons oordek met sy vlerke en dat ons onder sy vleuels kan skuil. Ook om te onthou dat as ons deur die doodsvallei gaan, sal hy met ons wees. Dat hy ons sal dra, dat ons voete nie teen 'n klip sal stamp nie. En so kan ek vir ure en ure kan ek vir u Bybelaanhalings aanhaal van die beloftes wat die Here aan ons gee. Ja, ons het die meeste hiervan al gelees, maar glo ons dit werklik? Iemand het eenmaal gesê, om bekommerd te wees, om te worry, is 'n fantasie wat jou laat voel jy is in beheer. En is baie waar. Matteus 6 en dan ook Lukas 12 vers 25 en 26 sê vir ons dat dit is onmoontlik om deur bekommernis jouself langer te probeer maak. En as jy selfs hierdie klein dingetjie nie kan doen, hoekom kwel jy jou oor al die ander dinge? Vers 31 sê wel, maar soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek het die volgende uittreksel uit Suster White se geskrifte gekry, en dis in Signs of the Times, en ek gaan nou vir u die gedeelte gee waar dit voorkom. Die konflikte van hierdie aarde, in die voorsienigheid van God, verskaf die einste opleiding wat nodig is om karakters te ontwikkel, wat geskik is vir die howe van die hemel. Ons moet lede van die koninklike familie, die seuns en dogters van God word, en alles sal ten goeie meewerk vir diegene wat God liefhet en hulself aan sy wil onderwerp. Ons God is 'n ewige God en 'n ewige hulp in elke tyd van nood. Hy is volkome bekend met die mees geheime gedagtes van ons harte, met al die bedoelings en doelstellings van ons siele. Wanneer ons verward is, selfs voordat ons nood aan hom bekend maak, tref hy reëlings vir ons verlossing. Ons hartseer is nie ons gesiens nie. Hy weet altyd baie beter as ons wat nodig is tot voordeel van sy kinders, en hy lei ons soos ons sou kies om gelei te word as ons eie harte kon waarneem en ken en ons behoeftes en gevare kon sien, soos God hulle sien. Maar selde ken wesens hulself. Hulle verstaan nie hulle eie swakhede nie. En wanneer teregwysing kom en waarskuwings gegee word, wanneer hulle bestraf word of selfs raad gegee word, dink hulle dat hulle verkeerd beoordeel en onregverdig behandel word. God ken hulle beter as wat hulle self ken, en hy verstaan hoe om hulle te lei.
wanneer hy onderneem om hulle te lei op maniere wat vir hulle geheimsinnig lyk. As gevolg van hulle blindheid en gebrek aan geloof, rebelleer hulle en bring onnodige hartseer en moeilikheid oor hulself. Hulle het tot die Here gebid vir lig en leiding, en die Here het hulle geantwoord soos hy met Jakob gedoen het. En soos Jakob gewaar hulle nie dat dit die hand van die Here is wat hulle lei op 'n manier wat strydig is met hulle eie keuse nie. As ons hom sal vertrou en ons weer aan hom toevertrou, sal hy ons stappe rig op die pad wat sal lei tot die verkryging van die oorwinning oor elke bose hartstog en elke karaktertrek wat teenstrydig is met die karakter van ons goddelike patroon. Dit kom voor in Tekens van die Tye, Mei 25, 1888, paragraaf 9. Dit is daarom 'n groot mondvol hierdie. Maar weet u, ek ervaar dit self, en ek dink dat dit een van die moeilikste, maar tog bevrydendste aksies is, wat ons kan neem, naamlik om God te vertrou, soos menslike kinders hulle vaders vertrou. Maar ons vind dit bykans onmoontlik om te laat gaan, en God toe te laat om te werk namens ons. Want sê nou net, ek hou nie van dit wat hy doen nie. Indien ek en jy waarlik daarop ingestel is, op God se doel vir ons lewens, en ons eie selfsugtige begeertes versaak het, met ander woorde, as ons eers die koninkryk van God soek, dan sal hy alles vir ons byvoeg. Alles wat ons tot ons voordeel en groei is. Hierdie pad moet elkeen van ons vir onsself met God stap. Jy en ek moet besluit of ons God genoeg vertrou om alles oor te gee en die illusie van beheer en hoor quelling of worries ook aan hom oor te gee. Dan sal ons uiteindelik daardie vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Geen vrees nie, niks, nada, niente. Dis my gebed vir elkeen van julle. Kom ons sluit die oë. Liewe Vader, help ons om U volkome te vertrou. Kom ons ongeloof te hulp, want op ons eie kan ons selfs nie dit eers reg kry nie. En help ons om met die volle oorgawe te maak, sodat U deur ons kan werk, en dat ons oorwinnend kan wees, en dat die vrees volkome kan verdwyn. Dankie dat ek op U kan vertrou in alles. In Jesus se groot naam alleen. Amen.